Marius kom na my toe en hy vra my 2 weke gelede, druk maar hier op my skouer. En hy het 'n rugoperasie gehad net so 'n kort ruk gelede en ek sê, hey, ons laat 'n rugoperasie nie in die pad staan van God se opdrag in jou lewe nie. Marius, toe ek so na jou kyk, toe sê die Here vir my, hy gaan 'n innerlike genesing bring vir 'n leeftyd wat vooraf gebeur het. En dan was dit lewe in jou lewe wat die dinge lekker rof gegaan het. En soms kyk jy terug na hulle en dan sê jy, Here, ek weet nie en ek is jammer en ek is en dis verby, dis nie verlede. En God sê hy gaan 'n genesing binne in jou hart bring om daai ding so nuut en so reg te maak. Sodat jou lewe weer kan spreek van sy heerlikheid. En in jou verhouding met die Here 'n geestelike ruggraat gaan word vir jou mense. Ons gaan jou doop vanoggend op grond van jou getuienis, omdat jy lief is vir die Here, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nee, daar is nog 'n klein graffietjie. Kom, ons kom hierby. Sakkie, die grootste wonderwerk wat daar ooit in iemand se lewe kan gebeur, is dit die redding van sy siel. Die grootste wonderwerk wat ooit met iemand kan gebeur is om te weet, hier gee ek my lewe vir die Here en ek kan nou vir ewig lewe. En wanneer ek na jou kyk, dan besef ek net hoe dit die laaste tyd vir jou so belangrik geword het om meer en nader aan Jesus te kom, die Heilige Gees. Jy raak al liewer vir hom elke dag. En dis waaroor die lewe gaan. Ek weet baie keer het ons fisiese, liggaamlike uitdagings en dis nie lekker nie. Maar wat ek beleef vandag vir jou is net hoe die Heilige Gees vir jou sê, Sakkie, kom nader aan my. Hy is so lief vir jou. Hy sê dat hy so lief vir jou. En dankie dat jy so verhouding het met hom. Maar maak seker elke dag gee jy nog 'n tree nader en nog 'n tree nader. Ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is nooit te laat nie, as nooit limite nie. Om die Here te kies en saam met hom te staan.
Kom, sterk manne, vat die oom, ons moet hom vashou. Die lewe het kaarte vir jou gedeel, Esther, en jy het hulle opgetel en jy gesê, ag Here, hoekom hierdie ene? Hoekom daai ene? En Here het gesê, wanneer ek deel raak van jou lewe, verander ek daai kaarte in wenkaarte om die lewe mee te speel. En God sê vir jou vanoggend, ek het nooit 'n fout gemaak met enigiets wat gebeur het nie. Jy ervaar dit as foute en God sê, dis my plan van die begin af om jou te maak wie jy vandag is. Dit wat jy het, sê die Here, dit wat jy het, gebruik dit tot eer van sy koninkryk. Hou op kyk na wat jy nie het nie. En hy sê, dit wat jy het, gaan God se krag kom. Jy lees in die Bybel, wiskunde maak nie vir die Here sin nie. Ja. Soms lees ek en dink ek, die disippels moes gedink het, hierdie is wieletjie wiskunde, Here, dit maak nie sin nie. Hoe gaan ons met 2 visse en 5 brode almal voer? En die Here sê, is in jou hand. Wanneer jy dit wat in jou hand is vir die Here gee, sê die Here, gaan ek dit soveel maak. Hy sê, hy het dit in jou hand gesit, sodat jy hom kan vertrou, sodat jy baie kan maak daarmee. Ons doop jou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oom Gert was een van die oudste ooms wat saam met my die berge gestap het en die hele trip gemaak het. 71. 70. Moet nou die waarheid nie pas staan van 'n goeie storie nie. As 'n liedjie wat ek altyd sing as ek in die berge is, Oom Gert, wat sê, die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Vader my sê, jou tyd's nog nie klaar nie. Ek gaan jou voete sterk maak, gaan jou enkel sterk maak, gaan jou vat soos Josua en Caleb en Moses en daai manne wat oud was, en lande verken het, en lande verower het, sê die Here, ek het 'n warrior hart binne in jou hart gesit, en jy gaan nou sien hoe daai leeu uit daai hok uitklim. Mag hy jou gebruik in jou lewe, sodat soveel meer en groot goeders deur jou lewe gaan gebeur. En dis jou vrou. Treya. Wat 'n voorreg om saam in hierdie doop te staan. En ons het vir Bram hier so, Bram, jy woord vir hulle. Ek weet jy het lank vir hulle gebid. Treya, daar's iets sag binne in jou. Ek weet nie sag, dit is wie Here sê, jou gebruik om mense na jou toe te trek. Ek sien tafels wat gedek is en baie mense wat om die tafel sit te eet en jy's in die kombuis besig en jy's besig om mense te bedien en te eet. En die Here sê, ek het julle huis 'n plek van veiligheid gemaak vir so baie mense. En julle gaan nou nog meer sien, hoe die wat weg was, gaan terugkom. En die wat ver was, gaan terugkom om weer te kom sit en te sê, maar gee vir ons, want is nie nou net meer kos nie, as 'n ewige liefde binne in die kos en dit wat in julle huis aangaan. Ek sien Ja, vat die mic. Oom Gert, ek het voorreg gehad om saam met oom ook op die berg te stap nou. Ek ken hom se seensel van die berge af, maar oom wat oom die donkerte heeltyd net die sterkheid wat oom het in die lewe om oom se gesin, oom se vrou, oom se kinders nader te bring aan die Here. Dis wat daar op daai berg uitgekom het. Hoe sterk oom in hom se identiteit in Christus kan staan. Oom, ek dink dis 'n baie goeie eienskap en ek sien hoe oom van vandag af vorentoe die nuwe lewe met oom se gesin autoriteit gaan vat en dit gaan uitbeeld. Ons gaan julle twee saam doop, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Wat 'n voorreg as jy oud is om gedoop te kan word. Wat ook 'n voorreg as jy jonk is. Maar great as jy nou weet, wie die ouderdom kom in die Here kies, dis so riem onder die hart. Oom Christo en Tannie Stephanie, nee, staan so langs mekaar. Oom Christo, ek sien jou. Ek sien jou op 'n leerstoel. Jy weet daai groot leerstoele wat sy voete so uitskop. Terwyl jy so besig is om uit te skop, sien ek daai rustigheid en vrede wat die Here oor jou hart laat daal. En dis wat hy vir jou sê, my ou seun, ek is so tevrede op jou, met jou, oor jou, in julle huwelik, met julle afstammelinge en julle mense en julle invloed. As die Here vir my sê, hy vat julle nou in 'n goue paar jare in. En sit en geniet God se vreugde in dit alles. En al wat hy verklaar oor julle twee se lewens is, ek's lief vir julle. Ek's lief vir julle. Die tyd gaan aanbreek, dat ons al die goeders van hierdie wêreld gaan agterlaat, but not yet. Gaan eers so 'n oomblikie van goue liefde en rustigheid en vrede wees. En mag die Here julle saam julle die pad stap en julle so uitsien na die ontmoeting saam met hom eendag. Waar ons die tydelike verwis met die ewigheid. Maar wat 'n goue era om in julle lewe in te gaan. So ons gaan julle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Laaste dingetjie, kindertjies, ek weet nie, ietsie, daar's 'n stukkie ouma hart hierso wat broei en begeertes. Ek weet nie van hoe baie klein is dat klein kinders. Hoeveel? 5 kleinkinders, dis rykdom. 3, jy het 5 kleinkinders, hoe ook al jou nou geword het. Maar die Here sê, maak seker altyd 'n sweetie in die handsak is. En daai sweetie is nie net 'n fisiese sweetie nie, dis 'n geestelike sweetie. En mag jy geken word as die ouma wat die sweeties met God se liefde uitdeel. Ons doop julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sander, nou hierdie het nou niks te doen met dat jy so lank soos 'n ligtoring is nie, maar ek sien 'n ligtoring en die werk van 'n ligtoring is om lig te verskaf vir bote en so wat dalk bietjie afgedwaal het. En ek sien hoe God jou wil gebruik as daai ligtoring in ander jong mense se lewens. Waar daar dalk jong mense is wat voel hulle is in die donker, hulle weet waar om te gaan, hulle boot het bietjie verdwaal. Wil God jou kom gebruik om te sê, wees 'n ligtoring. Wanneer hulle gaan opkyk aan daai donker plek uit, gaan hulle jou sien en deur jou wil God nog jong mense na hom toe bring. So hou vas aan hy woord, maak dit vas. Die Here gaan jou gebruik as 'n ligtoring in baie jong mense se lewens. Okay, ons in jou eerste doop. Okay, so ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Relien, jy het 'n begeerte na 'n aspek van bediening en ek sien hoe die Here jou vat en hy klop die hele tyd so aan die deur en jy beleef hom en jy sien hom en daar's gedeeltes
wat jy 'n skillset het wat die Here sê ek jou gegee het om my bediening te gaan uitleef. En is asof jy die hele tyd voel as iets wat jou net terughou, as 'n gedagte of iets wat binne in jou kop maal nie aand as in jou bed lê. En die Here sê ek gaan nou die pad oopmaak. En jy gaan hardloop in daai gedeelte van bediening in jou deel wat jy moet doen vir die koninkryk. Mag hierdie die laaste hekkie wees van twyfel in jou hart, want God skree uit oor jou lewe. Rolien, ek is lief vir jou, jy is my kind op wie ek trots is. Wêreld, kyk na haar. Ek gaan nog gelooflike goed deur jou lewe doen. Want jy kies om vandag gehoorsaam te wees in hierdie doopbad. Ons gaan jou doop nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Richard, ek sien waar Dawid in voorbereiding is om Goliat te verslaan en ek sien dit in jou waar hy daar sit en hy's besig om te oefen met daai slingervel en hy's besig om te oefen om akkuraat te kan gooi, akkuraat te kan raak gooi. En ek ervaar hoe God besig is om jou lewe so te bou. Jy's besig om daai slingervel te vou en te kweek en jy's besig om hom reg te kry vir wanneer God jou gaan gebruik om Goliat te verslaan. Ek weet nie hoe dit lyk nie, maar wees reg. Jy gaan 'n Dawid vir die Here wees en hy gaan groot dinge deur jou doen. Right. Moenie bang wees nie. Hy was groot, maar jou geloof gaan groter wees. So Richard, ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gee vir die mense elkeen so 'n botteltjie water. Dis nie heilige water, dis munisipale water. Net as 'n herinnering in die oomblik toe jy in die doopbad was, sodat jy 'n verwysingspunt kan hê. Daai dag het ek gekies om die pad saam met die Here te loop. Ja, waar is jou familie? Wie is dit? Lisa? Hallo? Die Here wys my hoe hy jou nie deur 'n plek gevat het nou van maanskyn en rose nie. En ek weet dit is 'n baie moeilike plek om deur te gaan. Dit is 'n moeilike plek as mens om deur te gaan as dit die letterlik die dood skade weer, die dal van die doodskade weer. Maar ek beleef hoe die Heilige Gees sê die beste ding wat jy nou doen en waarmee jy besig is om inwaarts te groei. Jy groei nou inwaarts saam met hom, sodat jy op 'n punt gaan kom waar jy uitwaarts 'n verskil gaan maak in mense se lewens. En ek weet nie, journal jy? Ek het dit beleef, maar daai journal, gaan kyk oor 'n jaar van vandag af terug, hoe die Heilige Gees saam met jou gejourney het, vir amazing geestelike groei. En ek beleef net hoe daar in jou hele familie, jou groter familie, is die Heilige Gees besig om herstel te bring. En hulle kyk op na jou. Hulle kyk na jou en jy's nou die een wat nou die kompas is. Jy het 'n ongelooflike familie. Hulle is baie, baie lief vir jou. Rita, ek beleef net hoe jy op 'n punt gekom het waar jy gesê het, genoeg is, dis tyd. Streep in die sand getrek en nou maak ek 'n besluit. Moet nooit teen daai besluit gaan nie. Die Heilige Gees is so saam met jou.
En hy gaan vir jou 'n wysheid gee waar jy gaan self sê, dit kan nie ek wees wat die goed uitgedink het nie. Dis nie ek wat dit besef het nie, dit is die Heilige Gees. En wat ek vir julle altyd wil sê is, dit wat ek in die raadsaal gesê het, dit wat vir jou hartseer is, dit wat vir jou pyn gee, dit wat vir jou moeilik is in die lewe, gaan ons vandag hier begrawe. Ons gaan opkom as nuwe skepsels in Jesus Christus. Is julle gereed vir dit? Ons gaan vir julle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis 2 sissies hierdie. Hy sê Pieter, en toe sy inkom, toe sê die vir my, hierdie ene gaan sy hand so uit as ek in die lig aansit. Sê ek, wat beteken die lig? Sê ek, ja, die lig gaan skyn, die Gees gaan daar wees, en jy gaan alles sien, en as jy al sien, wil jy die lig nooit weer afsit nie. So mag God se lig oor julle lewens skyn, in Jesus naam. John, ek sien 'n jong man wat baie veg in hom het, maar iets het jou veg doodgemaak. Ergens is daar mense wat goed gesê het oor en oor en oor en jy het dit begin glo. En die Here sê, hou op glo wat mense oor jou sê. En jy veg aspekte van ander mense en woorde wat seer maak binne in jou, en die Here sê, it's not of me. Jy's 'n mighty warrior. Selfs wat hy vir Gideon gesê het. Hy sê vir Gideon, hey, dapper held, Gideon kyk om, hy sit in 'n put. Hy sê van, wie praat jy? Engels sê van jou. Selfs sê die Here vanoggend vir jou, nie toelaat dat die woorde, dit wat mense sê, gesê het, mense wat jy gedink het suppose is baie lief vir jou te wees, se woorde in jou hart gaan vas lê nie. Die Here sê, nie lê plek vir dit gee nie. Ek het 'n verklaring oor jou, en die verklaring is jy's 'n mighty warrior. Jy het soveel potensiaal. Gaan leef dit uit in die lewe. Wees suksesvol in alles wat jy doen. Jy sal wees soos jy die Here kies om saam met jou die pad te stap. Maar moenie vergeet nie. Moenie die Here agterlos nie. Moenie weer in 'n rigting ingaan as die wêreld jou wegdwaal nie. Hou jou oë op die Here. En die Here sê, hey, groot sukses ou seun. Okay. So ons gaan jou ook doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Man en vrou. Luyanka en Ricardo. Ek sien julle by julle troudag en daar's iets op julle troudag gebeur. Dis die Here vir my sê ek het iets daar vasgemaak en asof iets of iemand iets gesê het. En daai ding speel af in julle lewens, julle wonder, Here, waartoe is hierdie ding op pad? Julle kinders. Hoe is julle verloof? Ek sien by julle troudag iemand wat iets gaan sê. Hoe dit ook al wees. Is jy nou bang? Nie bang wees nie, sy sal ja sê. En as die Here sê, ja, gaan iets of iemand iets sê. Iets of iemand het iets gesê, iets of iemand gaan iets sê, wat gaan vasgemaak word in julle lewens. Julle gaan sien hoe God se heerlikheid deur daai woorde, deur daai persoon se lewens in julle lewe 'n rol gaan speel. Een van die groot aspekte is kinders, dis hoekom ek vra oor kinders. Omdat God sê, ek het 'n plan met vrugbaarheid tussen julle, op die regte tyd. Hoor jy? Nie nou die gun jump voor die tyd nie, wag, op die regte tyd. Ja, die Here sê iets ongelooflik, gelooflik gaan gebeur in julle lewe vorentoe. Die Here gaan julle 'n voorbeeld maak vir die wêreld om na te kyk. Jy het kunstige vingers, ek weet nie of jy het nie, ek hoop jy het. Die Here sê, jou kunstige vingers gaan goed create tot sy heerlikheid. Moenie stop nie, hou aan. Jy het vingers wat hard werk, dat jou hande voel. Ja, jy het. Die Here sê, werk hard, doen julle kuns. Julle gaan nuwe hoogtes bereik, soos julle met dit besig is. Jy iets sê, Filipita? Ek beleef net hoe die Here sê, jy gaan jou
posisie as hoof van die huis inneem. Maar jy moet gaan 'n studie daarvan maak wat dit beteken. En er moet 'n hartsbegeerte in jou wees om die hoof van die huis te word. Okay? Ons gaan julle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Tannie Ronel. Ek weet nie hoekom ek dink aan koekies nie. Ek weet nie of Tannie like van koekies nie. Ou mense moet koekies altyd hê vir die jong mense. Maar dit gaan nie oor die koekie nie, dit gaan oor die proses. En die Here sê dieselfde soos dit in die kombuis moet lyk en ryk en die proses wat besig is om te gebeur, sê die Here, is besig om te meng. Hy meng jou lewe. En soms is jy seker en jy weet nie hoe hierdie ding gaan uitkom en gaan dit 'n flop wees en gaan die mense van hom hou nie. Die Here sê, ek moet goed meng. So die bestanddele kan ingaan, sodat die gemmer deur die koekies deeg kan trek, sodat die suiker kan oplos, sodat alles kan wees soos wat hy moet wees. So moenie kwaad raak vir die mengproses nie. Na die mengproses kom maar 'n bakproses. En dan kom jy eet. Die Here sê, byt vas gedurende die meng. Dis okay, hy's in dit ook. En hoe ook al die lewe kastei en die goeders die mekaar en teen mekaar werk, Here sê, is deel van my plan. Hy sien jou raak en hy weet van dit alles. En hy's met jou in dit alles. Moenie hoop verloor nie. Hy's met jou. Ek beleef net hoe die Heilige Gees sê, vertrou die proses. Hy's besig met 'n proses, maar vertrou die proses. En ek weet baie keer as 'n mens dan begin ons twyfel of ons begin dit moet vinniger gebeur of ons sien nie vinnig genoeg die resultate nie. Maar die Heilige Gees sê vertrou die proses saam met die Heilige Gees. Ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan dit lyk asof jou vingers iets moet plant wat groei. En die Here sê, ek het aan jou die ability gegee om goed aan die lewe te maak. Ek weet nie wat jy doen nie, dit is simbolies. Beteken nie jy moet nou alles los en gaan boer. Dalk boer jy, ek weet nie, ken jou nie. Dit is iets binne in jou wat lewe kan cultivate. Maar jy hou terug op hom. Want jy dink altyd, ek moet so en die Here sê, nee, ek gaan nuwe gedagtes in jou kop plaas om te cultivate. En as dalk 'n omgewing of 'n tyd of 'n plek waar die Here sê, hey, vat aan daai ding, want as jy hom vat, gaan hy lewendig word. Prosesse, mense, plekke waar dit lyk asof goed wil doodgaan, sê die Here, as jy daarin klim, gaan 'n nuwe lewe uit dit uitkom. Jy moet nie bang wees om jou hande vuil te maak nie. En moet ook nie verbaas wees as jy terugstaan en jy sien, het dit gewerk. Ek floreer hierdie ding nie, en sê die Here, ja, ek het al lank al binne jou gesit. En mag hierdie die pad oopmaak om lewe deur jou aan mense te gee. En is nooit jy nie, is hy wat binne in jou bly, soos hierdie hemp het mooi uitwys. Okay. So ons doop jou vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En hierdie ene is joune Christo, dis jou disipel hierdie, wat jy moet doop.
Ja, ek het 'n jaar terug met jou 'n gesprek gehad, Susan, as jy kan onthou. En die Here sê, moenie dit wat ek in jou begin doen het, onderskat nie. Ek gee vir jou die antwoorde wat mense hart na vra. Ek gee dit vir jou sodat jy dit vir ander kan gee. En jy weet waarvan ons praat. En die Here sê, dis 'n harde pad wat jy geloop het. Dis 'n moeilike pad wat jy geloop het. Maar moenie dit onderskat wat ek gedoen het nie. Moenie onderskat wat vir jou voor lê nie. Hou vas daaraan. Ja? Ek gaan vir jou doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Totdat julle verloof is doop, as julle nie saam nie. Baie goed kan gebeur. Wat is jou naam? Alysa. Gesondheidsbeskuit. Die Here sê ek gaan jou deurweek met die Heilige Gees en iets wat binne in jou hart was as gevolg van die verlede gaan so sag raak. Ek weet nie wat dit is wat jou hart gemaak het nie. Hart kom altyd uit die verlede uit. Goed gebeur en wat doen ons? Ons bou mure op in ons lewe en die Here sê, ek gaan inkom en ek gaan so 'n Sparta move doen en al daai mure afskop sodat jy genesing kan vind vir wat is jou naam? François. Sodat hy jou kan vorm en kan maak na die beste vrou as dit beskore is vir julle twee om verloof te raak en te trou. Het julle sulke planne? Okay, but don't jump the gun. Kyk jy goeders mooi uit. Doen nie goedjies net reg. Okay. Die Here sê ek gaan jou harde hart van klip sag maak, sodat sy liefde in kan kom, kan oorneem en sy liefde uit jou lewe uit kan straal. Jy is nie wat gebeur het nie. Jy is nie wat gesê is nie. Jy is nie in die verlede nie. Jy is omdat God sê jy is. Jy is mooi omdat hy sê jy's mooi. Jy is liefdevol omdat hy dit verklaar. En lewe in daai manier. So ons gaan jou ook nou doop in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek kan nie hier by Mike sê nie. Dit is 'n taal wat nie by Mike moet kom nie. François, ons gaan jou doop in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en jy is man genoeg. Jy's mans genoeg, jy's meer as mans genoeg. Jy kan doen wat jy moet doen in hierdie lewe. God verklaar dit oor jou uit, hy skreeu oor dit uit. Jy's my seun, jy's my man, 'n man van God, 'n man na God se hart. Lewe dit in jou hele lewe uit, hoor jy? In Jesus naam, ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wie was Pippi Langkous gewees? Ja, sy het twee vlegsels gehad en was 'n dogtertjie wat verskriklik vrolik en liefdevol was. Ek het nou my vrou se aandag nodig. Nee. En Pippi Langkous hardloop en huppel deur die hele wêreld en die Here sê vir my gaan huppel in jou stap sit van vroeg af. Wat is jou naam? Chantelise. En ek sien jou hier sê
in die strate afhardloop. En mense sê, hoekom is hy so gelukkig? En dan gaan jy sê net een antwoord, Jesus is in my hart. Okay. En Jesus sê, ek gaan jou lewe gebruik en jy gaan 'n vreugde vir die wêreld uitleef wat hulle nie kan verstaan nie. En dan gaan omstandighede in die wêreld om jou lyk of dit in gronde gaan jy die ligpunt wees vir dit alles. En as jy dit vergeet, hopelik is hierdie recording nog op YouTube en luister weer daarna. En jy gaan wonder, hierdie is 'n boodskap vir jou in die toekoms as jy groter is. En die Here sê, die vreugde van my binne in jou hart gaan die vreugde in 'n klomp mense se lewens aansteek. Moenie bang wees om die geleenthede aan te gryp, as daar geleenthede is waar jy voor mense moet staan met 'n mic in jou hand nie. Die wêreld gaan na jou kyk en gaan sê, ons sien Jesus omdat jy Jesus uitleef. So daarom gaan ons jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sorry, dit is emosioneel een vir my. Wat is jou boetie, sê jy? Okay. Wat 'n groot voorreg as jou kinders kies om die Here te dien. Dis die pad saam met die Here stap. En ek het jou dopgehou Armand. En toe ek my daai boodskap stuur, toe sê die Here vir my dadelik, ek sien jou twee arms wat so uitstrek en jou arms so uitstrek, dis daar kinders. En ek sê dit al lank al vir jou, wat aan al twee jou hande vasgryp. Jy's besig om so deur die lewe te stap en daar stringe kinders wat agter jou lewe aanstap. En die Here dien omdat jy hom kies. Jy het 'n plek en jy het 'n gifting, het jy al lank al gesê, vir die jonger generasie. Maar goed staan in die pad, dat keer dat jy nie dit gaan access nie. Die Here sê, as jy my gaan toelaat in daai glimpse, gaan ek vir jou alles gee. Alles wat jou hart begeer, alles wat jy graag wil hê, alles wat jy in die lewe nodig het, gaan ek vir jou gee, sodra jy my koninkryk in dit soek. Mens, daai gifting kom met bitter min mense, en jy het dit, ek het jou gesien al. Lewer dit uit, soek die geleenthede, man. En dit gaan jou soms iets kos, en jy wonder, Here, maar wat van hierdie, en hoe gaan ek hierdie reg kry, en hoe gaan ek daai verhoudings reg trek? Die Here sê, soek allereers my koninkryk, en dan gaan dit vir jou maak werk, en die Here gaan vir jou fris arms gee, ou, want jy sulke vet stringe kinders saam met jou deur die lewe gaan trek, en hulle gaan agter jou aanhardloop. Jy gaan omdraai, en jy gaan sien hulle lag, en daai vreugde gaan so oorspoel in joune in, en in jou eie kinders in. Die Here gaan al die goeders kom reg trek as jy doen, soos hy wil hê jy moet doen. Soek die geleenthede, ou. Jy's 'n brilliant jong man. Armand, ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Tannie ore. Ek het gedoop, ja. Maar nog O, jy het net mense gehelp. Annelies hardloop elke nou en dan uit ore uit. Sit nie meer 'n plek vir al die kettingkies in die oorbelle nie. Dis ook vir jou lief geraak het. Nee. En jou vrolike gesig en jou stralende persoonlikheid as 'n mens by die hek inkom en jy staan daar en jy groet mense, is so aansteeklik. Die Here het jou so aansteeklike persoonlikheid gegee. En ek weet van die verlede. Ek weet van die donker tye. Ek weet van die tye wat die duiwel gekom het om jou lewe te steel. Keer na keer, maar daai tyd is verby en daai tyd is agtertoe. En hierdie is half sommer net 'n victory lap om te sê, yeah. En saam staan die engelekoor en die mense in klaphande en sê, Annelies, die dogter na God se hart. En mag daar ontdekkingsreise in hierdie pad vorentoe soveel meer gebeur. En so as jy al die liefde sien oorspoel het in die kinders onder jou, mag dit net sterker en groter en meer word. Lewe en lewe ten volle. Alles wat hy gesê het van hoe die vyand kom probeer steel het, dit maak sin. Want hy het geweet wat jy beteken vir die koninkryk.
Hoeveel mense, dis ook ons sien jou amper met elke diens hierso, want dit is hoe jy mense in die doopbad kry en die pad wat jy saam met mense stap. Weet dit, dis die Heilige Gees. Ons is humble. It's not about us, it's about Jesus. That's the truth. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy moet nog een oorbel insit vir vandag, wat jou herinner. Elke keer hierdie ene keer is toe jy gedoop is. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag ook dalk so 'n bietjie emosioneel raak met die ene. Ek dink Jaden om hierdie jaar jou te gesien het in jou rol wat jy vertolk het in die skool waar jy is en hoe jy gegroei het as man. En ek sien 'n mosterdsaadjie wat geplant is. Maar ek weet nie of jy weet nie, maar 'n mosterdsaadjie raak nog al 'n groot boom op die einde van die dag. En ek ervaar hoe God vir jou kom sê, water net daai saadjie. Bly hom net water gee. Bly hom net water gee. En hy gaan jou in 'n boom, nie fisiese boom nie, maar hy gaan jou in 'n boom kom neersit. En die funksie van daai boom gaan wees, om hy so groot is met soveel skaduwee, gaan jy 'n plek wees waar mense gaan kan rus vind. Om mense in die skaduwee gaan kom sit, om net vrede te kan ervaar. Maar maak hom nat, maak hy saadjie nat. God wil daai boom gebruik in baie dele van jou lewe. So maak dit vas, Jaden, hy is lief vir jou. Moenie terugstaan nie. Bly groei in die man wie jy is. Staan vas op jou geloof. God het groot planne met jou lewe. So ons sê nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sal so maak, Leni. Leni, ek sien jou op 'n afdraande grondpad ry en as dit voel as wie daar nie brieke is nie en jy het hulle 'n paar keer gesê, Here, hierdie storie moet nou stadiger gaan, alles skit rondom my en alles raak wobbly. En dit voel asof jy beheer begin verloor. En die Here sê van hierdie dag af vorentoe gaan ek alles outomaties stadiger maak. Die pas gaan verlaag. Die goedjies wat vorentoe is, sal gelyk word. En die Here sê, al sal stadig, tot 'n ongelooflike stilte kom, maar die grondpad verander in 'n 2-spoorpaadjie, met die ongelooflikste mooiste blomme en groen gras rondom jou en diere, en jy gaan meer uit die venster uitkyk, as wat jy op die pad hoef te fokus. Maar van nou af vorentoe, sê die Here, die storm gaan bedaar, goed gaan kalm raak, die beheer sal terugkom. Een rede moet jy hom kies. Genesing sal kom. Die Here sal alles weer begin regtrek soos jy agter hom aan stap. In die naam van Jesus. Ons gaan jou ook nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kap, straight forward, doen altyd die regte ding. En vandat ek jou beleef het 2 maande gelede by die nuwe prosesse, vandat jou neef gesê, Peer gesê het, kom hier kerk toe, jy net in ons harte ingekry. En soos jy elke dag meer en meer die regte ding doen, so gaan die Here net meer en meer reg toevoeg. That's it. Doen die regte ding, altyd. En ons het hierdie gesprek al baie gehad.
En toe ek jou sien daar binne, toe sê die Here vir my, daar sit Kap, die ou wat als reg begin doen. Doen die regte ding, van begin tot einde. En soos jy hom doen, wat is daai datum wanneer ons die ander regte ding doen nou? Waar's Christel? Ja, gaan jy sien hoe die goeders mekaar getrek word. En mag die vreugde beleef soos nog nooit van tevore nie, sy voorsiening soos nooit tevore nie. Bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie. Ek sien jou nog baie groter bakkie as wat jy nou het ry. Jy gaan in die Jy sien jou gaai bakkie, is 'n geestelike bakkie, man, is nie 'n regte bakkie nie. Jy kyk in die triespieël en soos jy kyk en jy kyk terug vir jouself, raak jy bewoe en jy sê, Here, hoe is dit moontlik? En Here sê, ek smet jou, moet jy kies om die regte ding te doen. Ek het al die potensiaal binne in jou gesit. Al wat ek nodig gehad het is vir jou, Johan Kap, om homself te belyn met alles wat reg is wat ek vir hom beplan het. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Altyd. Ek weet nie watter kant van die treinspoor jy groot geword het nie, maar daar was gedeeltes. Maar jy soms gewonder het, was dit die regte kant gewees? Of dit nou die slegte of die goeie kant was, maar jy het soms gewonder, Here, hierdie hele storie en daar's 'n skeiding vir een of ander rede in julle menswees, mense, jou mense gebring as gevolg van 'n simboliese treinspoor. En die Here sê mense het waarde geheg as gevolg van posisie en standpunte en status en God sê none of that. Dis klaar. Jy's God se kind, jy's God se bruid, jy's lief vir jou. Dis die identiteit wat hy niet vandag behoor jou spreek. Okay? Geliefde kind. Geliefde kind. Nie net enige kind nie, geliefde kind. En jy is genoeg. Ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat is sy naam? Wat? O ja, Janie, kom hier. Kom nader, kom leer op jou maag. O, hier, kyk jou pa hier. Jy moet op jou maag lê. Nee, dis jou boude. Lê op jou maag. Buddy, get on your stomach. It's okay. There we go. Be close to Daddy. Put your hands in the water. Feel it, man. Come closer. The reason I want you here is because you're going to follow in His footsteps and He's leading the path for you to start walking in. So may your dad walk in such a way that you will stand on the shoulder of the gigantic stuff that He's going to do, and He's going to propel you into the future far beyond what you can dream and imagine, because you're making the choice for Him today. Dat God se heerlikheid so mag oorspoel binne in die res van hulle almal in. So hier's wat die Here sê. Jy beter hierdie pad mooi loop. Jy beter hom mooi loop, want die verantwoordelikhede wat saamkom is massive in jou lewe. So wanneer jy kies, wanneer jy kuier, wanneer jy braai, wanneer jy rugby kyk, wanneer jy bestuur, en wanneer jy jou mense nag soen, wanneer jy in die huis inkom, wanneer jy die huis uitgaan, wanneer jy jou dagboek beplan hom mooi. Want die Here beloof jou goed in jou nageslag wat jy nie kon dink of droom nie, omdat jy hom kies vanoggend. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Ek sien jy in 'n kar baie vinnig ry rondom draaie. Ek weet nie of jy van karre hou nie. Iemand lag hard. En spoed en iets van 'n adrenalien wat die Here sê binne in jou gaan begin vloei soos jy om die draaie gaan. En as 'n draai skerp draai voor na regs en dan weer na links en jy sê Here ek is nie seker om deur hom te navigate nie en die Here sê hey, ek is in beheer van hom as jy vir my die beheer gee. Maar wanneer jy self beheer gaan vat oor die situasie, sê die Here, hey, soek myne. Myne is verhewe bo joune. En as tans 'n situasie wat jou baie bekommerd maak, dit voel vir jou soos 'n ongeluk wat op pad is na jou toe en gaan gebeur. En jy's baie bekommerd oor dit. Ek weet nie wat dit is nie, ek ken jou nie. Die Here sê ek is in hom. Ek is in hom. Moenie na daai situasie kyk en dink dis die einde of dis die ongeluk nie. Die Here sê, hey, ek gaan om my draai gaan en dan gaan ons aangaan. En weet wat gaan dan gebeur? Jy gaan nog 'n draai kry en soos jy hulle vir die Here gee, so sal hy jou navigate deur die paaie. Die adrenalien rush gaan nou wees en jy gaan sê, Here, ek is nie seker. En die Here sê, wees seker want die een wat seker is die een wat in jou is. En jy gaan navigate deur die paaie. Was so baie hoop. So Shimone. Stelp jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Pieter het ook iets op sy hart. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. As jy weer voel die vrees begin opstaan, bestraf dit, want dis nie van God nie. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde en selfbeheersing. Ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek weet nie of julle generasie like mos nou WhatsApp. Ek sien daai emoji wat so smile. En is net tande. Maar ek hoor ook hoe die Here sê dat dit gaan nie net 'n smile wees wat mense na gaan kyk en dink ag, dis 'n mooi smile nie. Daar gaan 'n smile wees wat vol liefde is. En ander mense gaan na daai smile kyk en dink daar's iets in hierdie man se lewe besig om te gebeur. Dis hoekom hy so smile. En jy gaan kan terug staan en net wil sê, dis Jesus. Ek het Jesus in my hart. Ek lewe vir Jesus. En ek ervaar ook jy's besig om te loop en jy's besig om op 'n grasperk, jy weet as gras gebrand het en daar's sulke groen stukkies, net sulke groen grasies wat uitsteek. Party van die dooie grasies steek nog so bietjie, maar jy sien nie groen raak en ek ervaar hoe God besig is om jou in 'n nuwe seisoen te sit van groei. Jy's besig nog op die swart gras te loop, maar daar's groen gras wat vir jou wag, solank jy net aanhou loop. So vat die woord, God is baie lief vir jou. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kim, daar was iets wat wou doodmaak. Daar's dood of iets wat wou doodmaak. Daar's dood in die vrees van dood. Erns wat gekom het van waar af. En die Here sê daar's lewe in oorvloed in hom, Kim. Daar's lewe in oorvloed. En moenie laat vrees daai hele gedagte en die potensiaal wat jy het wegvat nie. Here maak 'n kraak in jou lewe en dan begin skyn so lig uit jou lewe uit. Maar die vyand wil kom en dan wil hy kraak weer toedruk dat die lig nie uitskyn nie. En die toedruk is as gevolg van 'n vrees, as gevolg van 'n verlede, as gevolg van 'n aspek waar lewe gesteel wou word. En God sê, hey, lewe is nie in my. Vanoggend verklaar hy, sal vanmiddag verklaar hy. Ek is lief vir jou.
in ons lewe in Johannes 10 vers 10, die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Alles wat vir God belangrik is, wil die duiwel kom steel en wil hy kom slag en wil hy kom verwoes. En hoe meer verwoesting hy saai, hoe meer maak jy die krake toe sodat die lig kan uitskyn. Maar Jesus het uitgekom sodat jy mag lewe en lewe ten volle. Mag jy uitstraal soos jy uitstap as gevolg van Jesus se liefde in jou lewe. So kom ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Marlies, jy's 'n go-getter. Jou hele persoonlikheid spreek, jy gaan goeders aanvang. Jy dink my 'n meerkat wat nie kan stil sit nie, wat die hele tyd rondkyk en die geleenthede soek, die gevare raak sien, maar ook die geleenthede soek. En as daai energie wat die Here binne jou gesit het, hy net kon sê, gaan dit amplify na 'n volgende level toe. Ek weet nie of mense wat om jou is altyd gesê het nie, maar jy maak hulle moeg nie. Gelukkig sê die Here, ek het meer as genoeg krag, jy kan my nooit moeg maak nie. En mag jy begin hardloop soos perde oor die vlaktes. En mag die energie wat jy het in God se koninkryk ingestuur word. Al wat die Here vir jou sê is, ek het vir die energie gegee, gebruik dit net. Pas dit op die regte plek toe. En alles wat jy begeer sal toegevoeg word tot jou lewe. In die ewigheid in. En die aspek van 'n lewensmaat, weet nie waar. Alles is nuut in Jesus van hierdie dag af vorentoe. Daarom doop ons jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leanay, ons wag rustig. Is die kamera reg? In action. Leanay, ek het so een vraag en dit is, weet jy hoe lief God jou het? Want ek dink ons baie keer, mense wat dalk het kom vir jou steel, om te sê, maar hoe kan God jou regtig lief hê? En ook God kom kyk na jou vandag as sy dogter en hy sê vir jou, Leanay, ek het jou so lief. Maak nie saak wat die wêreld gaan kom doen en dit wil steel nie. Hou vas aan my. Want daar's niks op hierdie aarde, niks, wat God se liefde kan skei vir wat hy vir jou het nie. So staan vas op haar liefde. Wanneer die vyand kom, soos Janie nou gesê het, om te steel, slag en verwoes. Hou vas aan God se liefde. Hy het 'n plan met jou lewe, hy het 'n doel met jou lewe. En as jy aan hom vashou, gaan jy groot gedoen vir die koninkryk. So ons gaan nu doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Marie, daar's 'n ek sien 'n onverwagse gedeelte wat julle nie beplan of beleef het in julle lewe erns nie.
wat julle gesien het en daai ding het aspekte binne in julle lewe gemaak wat julle gewonder het, Here, waar is U in dit? Hoe is dit moontlik, Here? Hoekom werk dit soos dit werk? En die Here sê, lewe gebeur. Soms het julle God blameer vir daai geleentheid en ek ken jou nie. Maar in daai oomblik, jy het dit gevoel as jy wêreld ten gronde gaan en God sê, nee, ek is in dit. En ek gaan die reguit hou met die kromstok slaan, so wat ook al die situasie mag wees, sê die Here, hey, I've got you. Ek is lief vir jou, ek is lief vir julle, ek is lief vir jou omgewing, jou mense, jou alles om jou, sommer. So mag die vreugde van God die Vader en nabyheid van die Heilige Gees, die vertroue in die krag van Jesus deur jou lewe werk van hierdie dag af vorentoe. Ek wil vir jou bid vir jou fisiese gesondheid. Ek weet nie of jy 'n fisiese probleem het nie, maar ek wil vandag vir jou bid. In die naam van Jesus Christus, dat hy jou fisies sal aanraak. Dat hy jou fisies sal genees. Want die naam van Jesus is bo alle name, enige siekte, enige omstandighede. Jesus, dankie dat sy gesond is. In U wonderlike naam. Amen. Sê ons gaan ook nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Renee. Hey, Vlam, maak sagter. Dankie. By explosive power in 'n klein pakkie. Huge explosive power, wat die Here sê, ek het dit so gekompres en bymekaar gesit. En hy sê dat daar's 'n kombinasie van is dit Sentex? Sentex is daai krummels, nee. Maar Sentex, hier kom my bomtechnician nou in. Maar Sentechnician het 'n explosive force nodig om te kan afgaan en hierso, God is die lont en jy is die Sentex. Ek weet vir 'n girl gaan dit nie sin maak nie. Maar hy sê hy het dynamite binne in jou gesit. En hy is die fuse wat inkom. En hy gaan jou lewe laat explode vir sy koninkryk. En dalk maak dit nie nou sin nie. Dan praat ons ook met die future you op 'n YouTube video nou. En die Here wat sê is, hey, hierdie lont gaan ek aansteek en hy gaan 'n rukkie lank brand, maar op 'n stadium gaan hy en die dynamite mekaar kry en dan gaan dit 'n explosive power vir die Here wees. Die Bybel praat selfs van dunamis power. Dunamis is waar ons die woord dinamiet vandaan kry. God se groot krag wat in jou werk en deur jou lewe gaan leef. In die toekoms. Jesus is lief vir jou, ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Michelle, ek weet jy of jy, dat is dalk in ons tyd, maar onthou jy daai boksies, as jy hom so opgemaak het, dan was daar so 'n ballerina wat so stadig in die ronde gedraai het. En ek sien hoe God jou gaan gebruik om so te draai, maar nie net om in die ronde te draai nie, maar om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mense gaan kyk hoe jy beweeg, mense gaan kyk hoe jy dinge doen, hoe jy dinge hanteer, en hulle gaan kan afslek en net kyk na jou lewe en sê, hey maar, daar's iets anders vir ons, hoekom is ons so gejaag, hoekom is dinge so heeltyd 'n gerush? Kyk hoe doen sy dit, sy is so rustig, sy draai in die ronde en sy is lief vir God. Maak nie saak wat hom al gebeur nie. Maar God sê, ek moenie toelaat dat iemand daai boksie toemaak nie. Want jy is gemaak om vir God te dans en 'n voorbeeld vir God te wees. So moenie toelaat dat die vyand kom om daai boksie toe te maak nie. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Elderiek. Dis Elderiek se verjaarsdag, sy het 'n dubbel verjaarsdag vandag. Geestelike een en fisiese. Hoe oud is jy vandag? 1, maar 26 in die werklike lewe. En toe ek jou sien net en ek sien jou smile en jou blydskap of die Here net sê en dit ek dadelik sien toe sê jy weet sy verjaar en sê veels geluk. En ek sê dis nie veels geluk nie, dis geluk en gelukkig is jy. Blessed are those that know how much God loves them. En dis asof jy 'n geseënde, tel vir my gebruik die woord purple spot is. Asof jy die roos is wat besig is om te blom en oop te maak. Asof dit die mensdom attract en dan mense die geur van vars blomme rondom jou kry soos hulle beweeg rondom jou. En as wat daai oomblik is wat die Here sê, I've made you for such a time as this. Sodat jy net kan flourish in die lewe. En in daai mooi, wonderlik wat jy gaan wees, die gelukkige man, is jy al getroud, wat aan jou sy gaan staan. Is hy hier? Jy kyk ergens vir hom. Kom hier. Jy is 'n gelukkige man, Etienne, kom nader. Etienne, soos 'n seentjie lê op jou maag. En mag God se vreugde deur julle as 'n koppel net hardloop in die wêreld in. Mag julle kinders geseënd wees. Mag julle hele familie geseënd wees as gevolg van die vreugde wat hy besig is om mee mekaar te sit. En mag julle beleef wat God sê ek's met julle. En wees die ongelooflike voorbeeld, gelooflike, my vrou sê altyd ek mag nie sê ongelooflik nie, want dit is nie reg nie. Gelooflike voorbeeld. Die gelooflike voorbeeld van God in julle vir almal. En mag daai geur van jou huis volmaak sodat jy in vreugde kan instap en daai kan beleef as 'n man in sy huis en weet God is with me. Ons doop jou. Flower, energy, ek weet nie wat om jou als te noem nie, al daai goed wat die Here vir jou gegee het. En mag jy elke dag op jou verjaardag herinner word. En Etienne, jy moet vir 'n roosboompie koop, okay? En soos daai rosies blom, altyd onthou van hierdie dag en hierdie oomblik. Ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie is baie weird wat ek nou sien. Jy koop, ek dink dit by die Crazy Stores, dit lyk soos 'n pil wat jy in die bad gooi en dan as die pil oplos, dan swel dit so uit. So spons speeldingetjie vir die kinders. En ek beleef net hoe jy daai spons is wat gaan ontplof en net die capacity wat jy nou het, gaan net meer raak en mense gaan dit gaan so nice wees om in jou teenwoordigheid te wees as gevolg van die joy wat jy bring na die geselskap toe. En ek sien jy dra 'n kruis en dis asof Jesus sê, straal net my liefde uit. As daar iets is wat dit gaan probeer steel, want daar is, die vyand hou nie daarvan dat ons hierdie liefde uitstraal heeltyd nie. Hy probeer baie keer seer of dinge in ons pad sit om te maak dat ons nie uitkom by ons skepingsdoel nie. Maar weet dit, die Heilige Gees gaan vir jou so amazing wisdom gee om dit te kan hanteer en om daar deur te kan kom. Maar onthou dit, dis nou soos as die Heilige Gees op jou kom en so daai spons wat net so swel en die vyand kan jou nie keer nie. En ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Elmarie, die woord resilience beteken to bounce back from situations, en Here jou, jy weet wat resilience is, nee. Here sê ek het jou verskriklik resilient gemaak. En elke nou en dan voel dit of jy uit shape uitgedruk word, en asof jy weer terugpop in die shape in, en weer uitgedruk word en weer terugpop. En die Here sê, daarom stuur ek jou in omstandighede in, sodat jy mense kan help om terug te keer na die shape wat hulle moet wees. Soms jy gesê, Here, maar dit is so moeilik en dit is so rof, en ek kan nie verstaan nie, ek sal 'n bietjie breek, en die Here sê, ja, daar gaan wees. Gaan wees tye wat jy weer net jou vorm is wat jy moet wees. Dan gaan ek jou weer shape in 'n ander vorm, sodat jy mense weer kan help om terug te kom na die oorspronklike vorm toe. En dis of die woord resilience net oor en oor en oor, deur jou lewe, oor jou lewe en in jou lewe gespreek word. En Here sê, in daai krag gaan ek vir jou so sterk maak, dat die wêreld kan sien hoe sterk mens en individu jy kan wees, maar ook sag, om te kan aanvaar en te ervaar. Ek sien mense onder jou vlerk inkruip, asof jy gereeld jou arms uitsit en na 'n gebreekte stukkende enetjie ook onder jou vlerk inklim. En Here sê, die rede hoekom is sodat jy hulle kan weer terugvat na die vorm wat ek vir hulle ontwerp het. So ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en mag dit waar wees vir jou lewe. Mag soveel mense God leer ken, hierdie manier hoe jy hom kan uitleef. Amen. Ek soek die hele tyd die persoon met die neusring, en uiteindelik is jy hier, ek beloof jou. Want hulle kom hier in, ek soos, Here, hoekom die neusring wat Abraham se seun Isak, toe hulle vrou gaan soek het vir Isak, toe stuur hulle vir die slaaf, en wie weet was die verloofring gewees? 'n goue neusring. Ek soos, Here, hoekom hardloop die gedeelte deur met die Here sê, daar's iemand wat 'n neusring gaan dra wat gedoop word vandag, en jy moet vir hulle sê, ek weet, nou moet ek eers uitvind, is jy getroud, as jy nie getroud is nie, ja, ok, hy is op pad. En hy is van koninklike agtergrond, en hy gaan, as jy hom sien, gaan jy weet, en die Here gaan sê, dis hy, hierdie ding is van my af, en dan gaan hy jou intrek in 'n mate van autoriteit, en wat jy nooit gedink het jy kan opspring en dan te beweeg nie. Omdat jy altyd vrolik, liefdevol in jou hart is en in jou lewe is. Annika, daarom Annika, moet jy Jesus se liefde uitstraal en uitleef, en omdat jy lief is vir hom en gehoorsaam is aan hom vandag, bid ek vir jou al hierdie goeders, en mag God dit vir jou gee in jou lewe vorentoe. Ons doop jou Annika in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Soms wonder jy of dit waar is. Soms wonder jy of die goed wat gesê is, of die situasies wat gebeur is, of die manier hoe jy die goeders geïnterpreteer het waar is. Maar die oorsprong van die waarheid is nie die waarheid nie, sê die Here. En jy het soms gewonder en gedink, Here, en jy het al op oomblikke gekom in jou lewe wat jy gesê het, ek is nie meer seker of ek moet aangaan nie. En die Here sê, sommer daar 'n leuen gespreek is. Moenie die leuen glo nie. Die Vader spreek vandag die waarheid aan. Alena. Ne? Jelena. Okay.
Die Vader se waarheid wat hy spreek en hy sê, daai is nie die waarheid nie, hier's die waarheid. En jy moet vandag kies. Mag jy altyd sy waarheid oor jou lewe kies. Wie wat doen ek vir myself? Soms dan ry ek in die kar as ek ongelukkig of hartseer of wat ook al is, hulle lag al. Wat doen ek? Hy maak soos 'n skaap en hy bler. Ek bler gereeld vir myself om vir myself te herinner, ek is 'n skaap en hy is die herder en mag die herder se waarheid oor my lei na groen weivelde toe, na waters waar rus is. En al gaan ek deur die dal van skaduwee, want hy sê deur, nie al sit ek vas in die dal van skaduwee nie, gaan hy my lei en dis wat die Here net uitspreek oor jou vandag en mag jy bler gereeld en herinner, ek's 'n skaap en die herder is goed. Hy's die goeie herder. En volgens sy lewe leef en nie volgens die leuen met die vyand sin is nie, okay? So los daai gedagtes in die verlede en maak klaar met hulle. En vat God se uitspraak vandag oor jou lewe. Dis my geliefde dogter oor wie ek 'n welbehae het. Okay. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, net daaroor gepreek nou. Wat hoor jy? Wat hoor jy? In jou lewe, as jy terugkyk in jou lewe, wat is dit wat ons hoor? Wat is dit wat ons almal hoor? Die Heilige Gees sê vir jou, hy wil jou kom help reg dink oor wat jy hoor. Jy gaan dit weet, jy gaan goed hoor en jy gaan sê, maar Heilige Gees, kom help my reg dink oor dit wat ek nou gehoor het. En ek wil, jy moet jou geestelike ore begin beoefen, want die Heilige Gees wil met jou praat. Hy wil deur jou praat na ander mense toe. Op die oomblik is al mense wat half opkyk na jou, jy moet raad gee, jy moet bietjie guidance gee. Doen dit saam met die Heilige Gees. Okay. So Cornelius, ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Of course we can do it in English, Kelly. I sometimes wonder which language we're going to speak once we get to heaven. Kelly, there's... Lejean, is jy Afrikaans of Engels? O, is jy Afrikaans en Kelly is Engels? Okay. Iets het in jou lewe gebeur wat 'n impak gehad het op haar lewe, wat 'n impak in julle samelewing gehad het. En dit is asof dit soos 'n scar is. Something happened in his life that happened in your lives and made a scar, and as if it's kind of a reference point to something in life. What does that tattoo mean over there? Beautiful chaos, okay. And it's as if God says that I will create the beauty from ashes. I will create the beauty out of the chaos. And sometimes when you look into those chaos, into the chaos scenario, you might every now and then find doubt, but every time in a baptismal pool, I get reminded that stop thinking about the past and start living your life into the future. Because within Christ, you're a new creation. The old has passed, the new has come. And if God is just continually screaming, new, 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 scars are there to remind you that He will take you through life and then into the new. And may you continue to live in the new. And may God do a new thing inside your marriage. Is that your kids, I presume? Your stepchildren? Well, it's still your kids. Whether they step or not, they're your kids. And God has given you responsibility over them. And may something new just happen in your lives from this day forward because you chose Jesus.
And therefore we're going to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Laaste enetjie. Ja. Thank you. Ja, nou ek ervaar daai woorde van daai elevation worship liedjie wat sê faithful then, faithful now. En ek ervaar God vir jou kom sê ek was getrou gewees in die verlede, ek gaan vandag getrou wees en ek gaan in die toekoms getrou wees met jou lewe. So gee oor aan die Here. Vertrou hom met alles in jou lewe. As daar dinge in jou lewe is op 'n oomblik wat daai vertroue kom steel, wat jy partykeer maak twyfel, "Eers maar is dit so, gaan dit regtig so uitwerk?" Maak hy stemme stil. Daai wat ons nou gesê het, wat hoor jy? Wat ervaar jy? God is lief vir jou. Hy het 'n plan met jou lewe. Onthou hierdie woorde. Faithful then, faithful now. Want dis die woorde waarop God sy verhouding met jou wil bou. En laat hy dit in jou lewe wil kom vasmaak vandag, dat hy getrou gaan wees in jou lewe. Deur skool, na skool, en nog wanneer jy trou, man kry al die lekker dinge wat nog kom. God gaan getrou wees in elke seisoen van jou lewe. En hy vra vir jou vanoggend, vertrou jy en glo jy dit? En dis wat ek het ervaar volgens die woord wat ek oor jou lewe wil spreek. So vat dit, maak dit jou eie. Soos gaan jy nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vir die mense wat nog hier so is, dankie, ons is lief vir julle ook, maar julle kan nou huis toe gaan. Goodbye.